koop vir jou 'n kaartjie. Onthou daai patties, nee. Heerlik is dit water van die kinderbediening. Vir die oulike ou kindertjies, nee. Die saal. Welkom by Palisiere Praatjies, waar ons bietjie incheck by ons gemeente en bietjie meer uitvind oor sy bedieninge. My naam is Stef. En ek is Johan. En ons is vanaand hier so saam met Wat maak jy? Amy. Ek is besig om die podcast te host. Jy's nie... Nee. Die Oscar Jy is was- terug. Oscar is terug. En- So, vat jou mic en dan kan jy maar gaan. En dan kry jy sommer vir jou 'n nuwe hemp. Wat? Nee, gaan sit dit by Aubrey. Gaan sit dit by Aubrey. Ek gaan staan hier. Stef okay, maar is fine. Is fine. Bye Johan. Anyway, Baie welkom aan Leon en Amy van die kinderbediening. Dit is vir ons so lekker om saam hulle vandag te kuier. net so een sin kan julle vir ons sê, bietjie vertel van julleself, van waar af kom julle, wat doen julle, wie is julle? Wel, Amy is die maklikste, sy is van Bloemfontein af, sy's nog die hele tyd hier gewees. Ja, So, ja. ja, ek is hier gebore en hier gelaat staan, al was ek vir 'n ruk lank in Appington, saam met my man. En ja, ek's 'n makelaarskonsultant vir Old Mutual aan die Mass Foundation clusterkant. En ja, hierdie is my kerk ook nog altyd. Wat ek hier so inskakel. Ja, ek het nou met my pa het 'n bietjie rondgereis, my ma en my pa oor die land, maar ons het hier staan 7 af, is ek hier in Bloemfontein. En ja, toe het ons by die kerk aangesluit al daai tyd. Ek en Amy het actually ontmoet in die aannemingskamp in Standaard 9. Dis waar ek sy mekaar ken. Regte plek. Ja, so ou Dominic Charles het al baie in ons lewe gewees. En hy het ons met die aanneming gedoen en hy het ons getrou en so. Ja, dis special. Ons is al lank hier so behalwe in die 5 jaar wat ons in Appington was, maar toe ons nou maar terugkom, het ons nou maar weer teruggekom na ons kerk, dis is nou sê. Het is altyd lekker om sulke storie. My ma sê altyd kry 'n girl by die kerk. Ja. Jy sien, nee, Dit is goed om te hoor, daar's 'n suksesry ergens. Ja. Okay, ons gaan net gou-gou 'n vinnige icebreaker speel, dat ons net lekker gemaklik raak en bietjie leer ken van julle. So dis net soos eenvoudig 'n vinnige rapid fire this or that, soos 'n kids edition, want julle is nou van die kinderbediening af. So ek gaan net 2 opsies gee en dan moet julle vinnig kies wat se een julle Prefereer julle. verkies. Ja. Okay. So die eerste een is arts of crafts of speletjies. Crafts. Arts and crafts, Okay. Loud kinders of skaam kinders? loud kinders. Ja, sê ek gee nie om nie. Kinders. Kinders. Drink julle koffie voor die kerk of nie? Tydens die kerkdiens. As ons die bediening doen, drink ons koffie terwyl ons dit doen. So dis so die verfkwaste. Okay. Sal jy eerder vir 5 kinders of 15 kinders les gee? Hoe meer hoe beter. Sal ek sê, okay? Dit maak glad nie aan my saak. Ek is wie, dit maak glad nie aan my saak nie. Okay. Ons sê altyd ons like die chaos, maar dat ek nou nie eerder te veel verduidelik nie. Ek wou gesê het soos die eerste diens is meer kalm, so dit ease jou En dan is jy reg vir lekker in die goed en dan is jy reg vir die tweede diens. opwarming. Ja. Okay, as jy dingetjies moet maak en so, moet daar glitter wees of geen glitter? Glitter. Geen glitter. Ek haat glitter. Dit sit Ek sien jou wel vas skoon. van jou vel. Kry dit nie af nie. Ja. Okay, as dit nou 'n klein kind is, sal hy eerder soos stikkie hande of soos 'n loopneus? Stikkie hande. Ja, seker ook. Stikkie hande. Ja. Nee, 'n loopneus. Nee. Die probleem van 'n loopneus is hy hou aanloop. Steek jy hande is 1 vee. Okay, 'n kind wat huil of 'n kind wat hiperaktief is? Nee, hyperaktief. Hiperaktief. Regtig? Ja. Okay. 'n Kind wat 100 vrae vra of wat niks vra nie. 100 vrae. 100 vrae verby. Ook ja. Is jy 'n ekstroverte? Mens kan net al van aflei. Glad nie. Okay. Sal jy eerder 'n les gee met stories of met speletjies? Ons like eintlik 'n combo van die twee. Ja. Ja, ek kon nou net sê. Okay. Jy hou daarvan om jou les saam met 'n storieetjie en 'n speelietjie. Bietjie van Ja. alles. Ja, dis hoe 'n kind dit sal onthou. Ja. Ja, dat hulle dit al van ervaar en deel is daarvan. So hoe meer sintuie en goed jy gebruik, hoe Ja. beter. Ja. Sal jy eerder 'n kind wees vir 'n dag of 'n groot mens vir ewig?
Nee, ek sal groot beswewing wil wees. Een keer net 'n dag 'n kind te wees, ek weet nie, nee. Jy? Nee, ek weet ook of ek net 'n kind vir een dag sal wil wees nie. Sou jy eerder 'n kind of 'n groot mens wil wees? Al nie net 'n Ja, dag ek nie. voel net soos ek nou voel, julle weet. Ek gaan terug aan my ma se huis nie. Weer kind wees. Okay. Nee, dis reg. Ek hoop julle is nou lekker gemaklik. Ja. Ag, julle kan sommer net vir ons vertel hoe en hoekom julle betrokke geraak het by die kinderbediening. Okay, so my ons een vriendin, hulle is nou in die Kaap, goed toe. Kom sit sy daar by my en sy sê luister hier, Shanay O, het mense nodig by die kinderbediening en ek en Leon het al lankal die behoefte gehad om in te skakel by die kerk, maar ons het nooit geweet. Jy weet, waar wil ons inskakel en goed nie, en dan dink jy, okay, kom ons gaan na die kosmandjie toe en as jy kom kry, jy weet, dan is al weer 'n paar weke verby of so. Ja. En toe sy nou kom en sê maar hulle kort mense. Toe sê ek soos van, wel, dit voel half vir my soos 'n teken. Kom ons gaan kyk. Kom ons gaan, ja. jy weet, sien hoe dit is en ja, laat ons betrokke geraak en ons is nou nog nie weg nie. Ja, die res is history. Ja. Ja. Sal julle sê dit het soos 'n roeping gevoel of was dit of het dit eers later soos 'n roeping op julle lewe in verander? Ek weet nie vir mense ek dit nou as soseer 'n roeping nie. Wat lekker gebeur het is ons het dit eintlik baie geniet om dit te doen. Ja. So, ek sal weer sê ons het dit regtig begin geniet. Ons was by die graad 2 het ons begin. Ja, ons het by die graad tweetjies 2'tjies. wat ons begin het. So hulle die struktuur was bietjie anders as wat dit nou tans is. Ons het dit al bietjie meer aangepas met die tyd. Maar dan werk ons nou meer net met die graad 2'tjies. So dit was vir ons nogal baie lekker geweest. En jy's elke Sondag met dieselfde groepie. Well, So dan nou later weet Jy jy leer hierdie ken een die is 'n kinders. bietjie meer ekstrovert, daai ene sit 'n bietjie meer daar sy Ja. probeer om intrek en dan is dis nou lekker om te sien hulle later lekker saam met jou dit doen. So ek dink dis wat vir ons nice was is om te sien hoe die kindertjies soos later hulle raak betrokke en hulle actually leer dit die goed wat jy met hulle werk absorbeer hulle actually. Hulle kan actually van die goeie sê wat jy van die vorige lesse want ons rehash altyd maar 'n bietjie van die lesse. Elke kan jy onthou 2 weke terug het ons hieroor gepraat en ons vra hulle en dan ja. onthou hulle dit. Dis nie om hulle op die spot te sit nie, om net te kyk Ja. en dan onthou hulle dit dan. Ons mense nie verbaas nie, mense van eers hulle onthou dit. So ja, So, dis lekker dis wat verligting. lekker ja, en dit gee jou Iets wat jy sê, ja, wat vir jou lekker. Dis vir jou soos regtig nice jy sien jy maak impak. En die kind leer actually. Ja. So ja. Ja, so ek dink soos Leon sê, aan die begin wat ons begin het, maar nou is dit daai ding van ons sien uit daarna, jy weet om Sondag hierso te wees. Ons is 'n hele span mense wat almal lekker saamwerk en goed. En om selfs hulle te sien, die mentors en al agter, so ek dink jy begin 'n familie word Verseker. en soos ek sê, jy ken die kinders so jy begin uitsien Ja. nou meer daarna as wat dit dalk aan die begin, jy weet wat jy Ja. nog jou voete Ja, ja, ja. vind en En dit is, ek dink dis wat sy sê en dis wat jy nou gevra het van die snot DSS of of die huil Ja. of wat ook al. En dan het ons die mense wat ons mee saamwerk, party weet hoe om 'n kind wat huil mee te werk. So dan gee jy daai kindjie sê sal jy kan help met die kindjie want daai persoon ons vul mekaar aan. Dis nie ek en Emmy is nou maar net die gesiggies wat hier vanaand sit, maar daar's dansertjies wat die liedjies vir die kinders opdans en hulle dans saam en wys vir hulle om te dans. Dan's daar mentors wat gaan sit saam met die kinders en die lessies hanteer vir graad 1, 2, 3 en 4. So dis 'n span. Dis nie ons is maar een speek in 'n baie groot wiel van mense wat dit 'n realiteit maak wat hier gebeur. Dit is mense moet mense sterk punte ken, ook soos waar jy. Ja. ja, as ek daarby kan sê, ek het destyds by die pinkvoete Oor die heel kleintjies ja. en toe sien ek daai is nie my roeping nie. Ek sê ek hou weer vir die wat al klaar kan praat. Oei, Jy weet, dit is wat ek daai tyd so beweeg jy. Jy weet ek het eers daarso toe sien ek nee, wag. Is julle dan nou nog steeds by die graad 2 is? Waar Ons julle doen nou by koers, ons is mos nou betrokke by koers, so dit is graad 1 tot 4 wat ons is. So ons het mentors per graad
wat ons nou op Sondag probeer inkry, 2 mentors per graad en dan soos ek en Leon en Chris en Bianca, ons doen die aanbiedings. En die aanbiedings kry ons van Rikus af. So Rikus werk vir ons 'n mooi hele kwartaal plan uit en sê hierdie Sondag gaan ons dit doen en ons kom net en is maar die stem, jy weet wat Ja. nou kom oordra, jy weet soos die goedjies Ja. wat Rikus nou so vir ons, Ja. want hy en Nelmarie is definitief die ruggraat van koers. Ag, ek dink aan al die kinderbedienings. Ja. Ek dink wat hy ook lekker doen is wat Rikus werk vir die kwartale program uit. So ons sal 'n hele gedeelte uit die Bybel uitvat en dit nou vat van waar die Israeliete in Egipte is en hulle deur is tot in die beloofde land sal nou 1 kwartaal wees. Ja. So dit bou op mekaar. Dit is nie net dat ons hier vat en dan die volgende keer vat ons daar nie. Rikus werk daai uit en dit word, soos ek sê, dit is 'n plan, daar's 'n struktuur Ja. wat van nie wat ons sit nie daar en werk hierdie lesse uit. Hulle werk dit uit. Ons is maar net die ouens wat dit in aksie inbring en ons baie mense wat ons help met dit om dit te realiseer. Soos ek sê, ons is maar net wat nou hier sit, maar daar's 'n hele struktuur om daai ding vir daai kinders tasbaar en dis 'n program. Dit werk elke Sondag dieselfde. Ja. So as die kinders die tweede, die derde keer is, weet hulle presies wat gaan gebeur. Ons gaan eers kollekte inneem, dan gaan ons die verjaarsdagmaatjies en die kuiermaatjies. Dan is daar 3 liedjies wat gesing word met die dansertjies voor, dan word die les aangebied en dan gaan jy na jou klasie toe waar jy met die aanbieders of met die mentors dan nou gaan sit en die lesie bespreek en deurwerk. So die struktuur bly presies dieselfde en dis dink ek wat vir 'n kind ook veiligheid Ja, hulle gee. kort die roetine. As jy weet wat om te verwag, as jy nie weet wat aangaan nie en elke Sondag is anders, Ja. dit skep ongemak. Ja. Hoekom dink julle het julle spesifiek by jonger kinders betrokke geraak en nie sê nou maar nie soos kategese of soos die ouer kinders gaan gee of by die ouer bedieninge? Hoekom is dit spesifiek hierdie ouderdomsgroep waarvoor julle betrokke wou raak? Ja, daarso is, ek gaan nie sê selfsugtige rede daar agter nie, maar my kind is nou ook. So toe hy graad 1, jy weet, toe nou is. Toe dis wat my vriendin toe nou, jy weet, na ons toe gekom het en toe sê ek soos van, okay, maar kom ons raak, jy weet, by daai ouderdom, jy weet, Die betrokke. ouderdom wat julle ken. Ja, en dan sal ons nou so, ek en Leon weet nog nie of ons gaan deurbeweeg nie. Ek is seker Rikus en Nelmarie gaan met ons 'n gesprek hê. Ja, maar- nee. Dit gaan nie Ek is happy daar. Ja. As Eva nou deurgaan na Kompas toe en na die ander toe, maar ons geniet dit. Regtig mense vra altyd vir ons, hoe hou julle dit? Jy weet, van dis klomp kinders en hulle is besig en goeters, maar ek en Leo sê altyd ons floreer op die chaos. Dit is vir ons, loop die regte plek. dit is vir ons lekker en ons gaan aan en ja. Ja. As julle nou kan dink, hoe lyk 'n tipiese Sondag? Julle sê julle floreer op die gels. Is die gels 'n konstante elke Sondag of hoe lyk 'n tipiese een? Chaos, maar kyk, as jy as ek sê oor ons die struktuur in plek het. En Yes, wat ek nou oor gepraat het om nou nie weer dieselfde oor te noem nie. Maar dit werk en al die aanbieders werk op presies dieselfde formaat. So dis nie dat ek op 'n manier dit doen en die volgende aanbieder doen dit op 'n ander manier nie. Die struktuur wat Rikus hulle geskep het, bly dieselfde. En dis weer eens, as die kinders inkom, die tweede, derde Sondag, hulle is so about so 50 eerste diens sal ek sê, 40, 50. Ja. En dan die tweede diens is so 70, 80. Ja, so dat is is so, baie. Ja, ag nee, soos ek sê. Ek kan myself nie indinkie. Ek dink die kinders soos Leon sê, weet al wat om te verwag en jy weet ons is nie, ek wil ook hê die kinders moet dink hulle is by die skool nie. Ja. Ja. Gaan sit jou vinger op jou mond, bly stil nie, want dit is nie waaroor Ja. dit gaan nie, maar ons het so standing joke as ek al so kan sê, die eerste diens se kinders is altyd rustiger, want ons voel hulle word nog wakker. Sien dan so 'n bietjie vaak, ja. Ja, teen die tyd vir die tweede diens se kinders al kom, hulle is al voluit wakker. Ja. Kyk jy so, hulle is aan die gang en hulle is energiek en goed, maar ek moet regtig waar sê, hulle het regtig mooi maniere en so wanneer ons nou, julle kan bietjie kom,
Jy weet voor die kerk begin sal julle sien hoe dit lyk soos die sirkus hier binne. Maar wanneer ons begin, is hulle rustig, hulle sit stil, hulle luister mooi. Jy weet daar's bitter min wat ons enige probleme het met enige van die kindertjies. Ek mag julle dalk ook eers join vir die tweede diens. Yes. Die lang week is, ek slaap laat op 'n Sondag. Jy sal sien, hulle is braai-tyd en bushy tail dan. Jy weet dis genoem het van die hulle het goeie maniere, maar wat doen julle soos met 'n kind wat soos jy weet hy 'n bietjie nie wil luister nie en 'n bietjie so stout raak, 'n bietjie ontwrig, soos hoe hanteer hulle dit? Jy sien, ek wil amper sê dit is ja, dit gebeur nie sommer nie. Ons het ons ADHD kindertjies. So hulle leer ons hoe om te hanteer. En dis hoekom ons probeer die lessies wat ons doen baie interaktief maak. So as jy sien hierso is iemand wat kriewelrig is, of goed. Jy weet dat sê jy vir hom kom op die verhoog, kom hou jy die plakkaat vas. Jy weet of so goed, maar ons het regtig nie kinders wat soos regtig ontwrigtend Moeilikheid is. maak, Ja, so, so is nie. En soos ek sê, daar's altyd mentors. Jy weet wat as ek of Leon of Chris of Bianca besig is om aan te bied, jy weet wat daai kindertjies sal mee wees. Ons kry meestal meer kindertjies wat ek wil sê half bang is, jy weet, of skeiingsangs het of so. Jy weet wat meer by hulle ma is, sal we sit. So ons sit 'n mentor by hulle is by die mentor. En kinders ken ons al. So ek moet eerlikwaar sê ek kan nie eens aan een Nee, wat hulle is Een rarig nie, ding- dis rarig soos ek sê. Ek dink die kinders dit klink nou snaaks, maar hoe meer hulle is, hoe makliker is hulle om te hanteer. Want ja, dit is ek bedoel ons almal is groepsdiere. So jy wil nie die uitstaan ene wees wat nie doen wat die ander doen nie. Jy wil deel vorm van die groep. So as jy sien almal sit nou, dan sit jy ook nou maar. Dit soos ek sê dit is maar net hoe dit werk want dis van o vader, okay, dis hoe dit werk. Ja. En as jy nou by die tweede, derde Sondag, kom ons sê is nou 'n nuwe kindjie en hy's nou kamstig moeilik, dan gaan hy weet, okay, maar hy moet nou sit. Want almal is, ja, want almal sit. Of ons staan nou en ons gaan nou sing. Kom nou, almal staan en almal sing. Ja. So almal vorm deel. Almal is deel daarvan. Ek verstaan eintlik daai want as mens sê as dit nou 10 kinders is en daar's 4 maatjies wat nou woelig raak. 4 en 10 is lyk half soos die helfte, maar as dit nou 64 is, dan staan jy nogal uit. Ja, dan is ek kan verstaan. En partykeer ook nou maar net sê vir die enetjie gaan sit daarso by daai, Ja, gaan so sit daar by daai sien hulle kindertjies en sit daar by daai beter aan kindertjies. mekaar. Ja. Dan sê ons Julle weet al. ja, gaan sit kom ons jy sit aan die kant van die saal en jy sit aan die kant van die saal. Ja. Dat ons almal nou kan mooi luister Ja. en so maar. Ja. As mens dan nou op 'n Sondag opdaag, hoe onderskei mens onderskei is seker die regte woord. Onderskei mens tussen om ander mense se kinders net te babysit terwyl hulle kerk gaan en om actually soos wat jy nou genoem het in hulle geesteslewens met hulle te werk. Is daar hoe onderskei mens tussen daai verskil tussen net babysit en actually leer van die woord en leer van die Here? Ja, so ek dink nie dit is definitief nie babysit nie. Soos ek sê, oor die feit van ons probeer dit behalwe van die formaat van die kerk, ons het kollekte. Soos ek sê, die formaat bly presies dieselfde. Dis kollekte, dis verjaarsdae vir die maatjies wat verjaar het. Dis die kuiermaatjies wat ons groet, selfs soos in die kerk, kry ook 'n lekkertjie. Ons sing ons 3 liedjies en dan sit ons en ons bied die les aan. Laat jy presies hoor en dan deel ons op in die groepies en die aktiwiteite struktureer ons ook nie ek sien nou ons Rikus en Nelmarie eintlik. So die graad 1s en 2s doen baie keer bietjie knipwerk en sulke inkleerwerk en so. Soos vir die ouderdom. Yes, yes. En hulle werk nog steeds, alles gaan oor die lesie. Daai arts en kraft gaan presies oor die lesie. Dis nie iets snaaks. Hulle byvoorbeeld ons het een keer 'n koppie gemaak toe Jesus opgestyg het in die hemel en ons het vir Jesus gevat met toutjie en dan het hulle 'n koppie gekry. So dan het hulle vir Jesus vasgemaak aan die bokant en dan skuif hy in die koppie in. Wat Ja, nou dan soos wolkies op die koppie. wolkies op die koppie geteken. So dis tasbaar. Dis iets wat hy soos en ons probeer ek sien nou ons Rikus hulle en almal wat daar was. Hulle moet iets hê wat hulle soos terugvat en dan word dit soos wat is die ding? Dit is nie dis die koppie met Jesus het opgestyg in die hemel en dan kan die ouers oor dit verder praat. So ons probeer dit iets tasbaar maak. Die graad 3s en 4s probeer ons al bietjie in die struktuur inkry van wat gaan gebeur
later. So hulle word meer Vragies gevra. Ja, so na die tyd, hoe het dit jou laat voel? Ja. Wat sal jy doen as dit met jou gebeur? Hoe dink jy sal jy so reageer? Laat 'n mens Ja. daai gesprekke en die dinkwerk, jy weet bietjie meer by hulle Maar vir die jonger ek wil sê laities, jongere kinders, dit moet ietsie wees wat mamma en pappa oor kan vra. Ja, Ja. Dit kyk is nie net mamma wat vra het nie, ons dis soos ek gemaak. sê, dis hulle moet dit doen want Ja. hoe meer jy sintuie by dit betrok, hulle kleer in, hulle knip, hulle plak, hulle en dit gaan alles oor daai lesie. Hoe meer is hulle soos half van laat die penny drop, Ja. kan ek amper sê en laat hy daai fondasie het. As hy graad 3 en 4 dan werk dit nou beter om met hulle vrae te werk. Ja. en hulle wil eintlik nie meer inkleer. Ja, nee, Of nou daai- te cool vir- Hulle is te daai cool, te goedjies- groot, Daai so. goedjies doen. Yes. Doen nie, so ja. En dit is interessant, ons doen hulle die mentors doen ook met hulle bid. En dit is interessant om te sien aan die begin soos van jy hoef as jy nie wil lank bid nie, jy kan net dankie sê. En hoe dit van 'n dankie later dankie Here laat ek hier kan wees of dankie vir my ma, dankie vir my pa en hoe hulle leer met tyd om actually 'n gebed te doen. Ja. So ek kan regtig sê ons probeer in daai uur wat ons het in 'n week en ek dink Frans het altyd gesê, ding is 29 lesse, 28 lesse is eintlik Manne. scary. Dis baie min. Hoe min dit is in 'n jaar. So ons het 29 ure saam met hulle dit maksimum impak maak wat ons Ja. kan. So ja. Maar dit is baie goed vir my om te hoor, soos oor ewen die kollekte en soos die struktuur wat daar is, want ja, dit skep klaar daai ding van soos ek gee 'n bietjie van so dit wat myne is en soos wat julle sê wat baie is in die kerk self en om te hoor die bid ook want ons baie mense soos ouer in die ouer groepe en soos in ewen ons studente en jong werkende wat soos sukkel om te bid vir mense. So dis regtig goed om te hoor dat hulle dan al begin want as hulle dan al in dit is en jy sê ook soos die vordering kom, die tyd wat hulle ouer is of so, dan is hulle meer as gemaklik om vir mense te bid. So dit is baie goed. Ek wil jy het gesê soos julle probeer dit soos interessant maak en soos interaktief maar soos hoe vind mens die lyn tussen soos is dit 'n speletjie of soos interessant maak maar ook soos 'n les maak soos hoe balanseer mens die twee kante dat dit nie te veel speel is nie maar ook nie soos 'n graad 1 wil nie nou sit en luister net soos wat julle sê soos wil net hoor wat jy sê heeltyd nie hulle wil iets As jy graad 1 nie wil ophou lag ja vir die speletjie nie, ja. ja Ja, sien, dis nogal 'n moeilike vraag wat jy daar vra. Die speletjies is gewoonlik in elk geval gaan oor die les. Ja, die speletjies wat ons doen, maar die speletjies kom na die tyd, wil ek amper sê. O ja, jy het gesê hulle breek af saam. Ja, met ons, dan sal ons laat hulle, jy weet, speletjies doen wat nou, jy weet, oor die lesie gegaan het of so. Maar oor die algemeen ons traai soos Leon sê om die kinders ook betrokke te kry by die lessies. En hulle is almal so gewillig en so gretig om tog ons sukkel baie keer om kinders te kies want jy kan ook nie elke Sondag, dis altyd omtrent baie keer dieselfde handjies wat ja. opgaan, dan moet jy sê, nee Boetie, jy moet nou ons moet nou iemand anderster, jy 'n weet, kansie gee. vandag kies, maar ek dink daar is tussen wat aangebied word en hoe ons met die kinders, hulle weet, nou gaan ons die aanbieding doen, nou gaan ons oor die Bybel praat of wat ook al die lesie oor gaan en na die tyd kan ons speel. Of as ons begin met 'n speletjie, dan gaan dit oor waaroor die lesie gaan wees. Ek probeer na 'n voorbeeld. Daai wat die ups and downs wat jy gedoen het een keer wat ek vir hulle gesê het, wat was dit die ups and downs van van Josef. van Josef se lewe. So dan sê sy hy was hier gewees en toe sit 'n up, toe hy nou die gekleurde Jas kry. baie jas kry. En dit was 'n up en toe word hy weer in die put gegooi en toe sit dit down. En dan sê sy dan toe sê hulle laat op en afstaan. Ja, maar dit is die hele tyd nie, maar nou al van sê nou 5 of 6 keer dan sê Ek sal nie goed doen hoe in daai voel game dit? nie. Dit is hoe Josef se lewe was. Jy weet hy het hierdie ups en hierdie downs. So ons probeer dit baie soos dis interaktief, maar dit vat nie weg van die lesie. Dit dra eintlik by wat Bianca ook een keer gedoen wat sy van wat listasies hier buite gebou O het. ja, sy het soos half 'n treasure hunt. Ek wil amper al sê treasure hunt, maar dit was nou hoe die Israeliete deur die woestyn getrek het. Jy weet, toe het sy nou hulle so gevat na verskillende stasies toe, jy weet waar hulle die vleis gekry het, waar hulle die manna gekry het. Jy weet, so ons traai hulle
Maar dit is alles die aktiwiteite en goed wat ons doen, handel rondom om die les. Ons gaan nie nou vir hulle ballonne gee en sê, daar so, blaas die ballon op en dan gaan daar niks oor die les van dit nie. Daai goed het regtig 'n impak, want ons nou nog goed wat ek kan onthou, soos, hulle het soos die 10 gebooie vir ons op maniere geleer, ek kan dit nou nog so onthou, daar's soveel soos visuele illustrasies en goedjies wat ek tot nou toe nog onthou, so dit werk regtig, het regtig 'n impak op 'n kind. Daai 10 gebooie, ons het dit ook alle dag gehanteer. Nou, ek is 'n verskriklike goeie kunstenaar. Ek dink ek is in daai selfde bootjie. Ek is seker die kinders gaan dit definitief onthou, want na die tyd, as ek net vir hulle die prentjies so wys, dan sê, o, daar is 'n gebruikelike haardroër. Dis eintlik 'n revolver, maar okay. Nommer 6. Okay, jy gaan hom nooit vergeet nie. So ja, hopelik maak dit 'n impak, jy weet. Voordat ons aangaan, kom ons loer 'n bietjie in by Johan, die seentjie tussen die manne. Dis nou so 'n lekker maandag aand by Palisier en ons check so 'n bietjie in hierso by die mannebediening. Hulle kom, Dries, jy is elke maandag hierso. Meeste maandag. Nee, nie elke maandag nie. Ons nou nie tye confirm. Maar as ons nou is 'n maandag aand hulle net klaar gemaak met 'n reeks, ons hier saam met oom Kobus. Ek wil by oom weet hierdie reeks wat oom hulle nou klaar gemaak het, wat het oom uit dit uitgekry? Wat het dit vir oom beteken? Man, ons het so 'n bietjie gesels oor kommunikasie. En ja, by die besighede, by die huise, ek dink dit wat ons hier geleer het, kan ons uitdra na buite toe en op die ou end beter kommunikasie hê. Dis great. Dis baie great. En sê vir my, die mannebediening overall, oom is nou seker vir 'n rukkie hierso. Wat kry oom hierso as oom by die mannebediening is? Kameraadskap tussen ons manne. Dis ons dra mekaar en dit beteken baie daar buite vir ons. Dis great. Dankie. 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 Ons sê, dis net dit. Ek gaan net, ek gaan nou oom Frikkie toe. Ons almal ken vir oom Frikkie. Hallo oom Frikkie. Nee, ek joke. Goeie of 'n slegte ding. Ag, dit hang af van die dag. Ja, oom Frikkie, oom is nou ook al 'n baie lang tyd hierso by die mannebediening. Hierdie reeks wat oom hulle nou klaar gemaak het, wat het oom hierso uitgekry? Ja, ou ding kommunikasie is eenvoudig, maar soos ons deur die goed gewerk het, dan besef ou hoe kompleks dit is en baie keer het jy 'n idee nee wat my kommunikasie is okay en baie keer luister 'n ou nie altyd nie, so daai luisterding dat ek nie voor die tyd al 'n antwoord hier in 'n ou se kop het. So ek het baie tips gekry, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, so om beter te kommunikeer en dit is eintlik so belangrik in ons omgewing, in ons huisgesinne en in ons huwelike, want net 'n bietjie miskommunikasie kan eintlik 'n groot ongeluk veroorsaak. So as 'n ou dit effektief kan doen, dan is dit eintlik net 'n bonus. Ja. Lekker leerstof om weg te vat. En dan sê vir my die mannebediening, as oom hierso is, wat kry oom uit die mannebediening uit? Ja, joh, ek is nou al lank betrokke en dis eintlik nou al vriende wat ou gemaak het. So dis eintlik so lekker, ons hou een keer 'n kwartaal 'n braai ook, so wat ou bietjie op 'n sosiale vlak bietjie met die ouens kan gesels en goed. En ons manne het maar gedeelde moeilikheid en probleme partykeer en ou kan lekker gemaklik gesels. Man to man, as ek dit so kan sê. So nee, dis great vir my. Lekker spasie. Ja, lekker spasie. Nee, dankie. Dankie vir oom se tyd. Jy het seker lekker interviewtjies gooi. Dries, ek gaan jou los vir laaste. Ons los die beste vir laaste. Tertius, jy is ook nie 'n onbekende gesig hierso nie. Ek wil by jou oor hierdie reeks wat jy nou gedoen het hierso by die mannebediening. Wat het jy daar uitgekry? Nee, Johan, ja, ek dink ou hoor baie goed oor kommunikasie en oor hoe om dit toe te pas. In werksomgewings en hoe jy met personeel werk en al daai klas van goeters. En dit is lekker om oor kommunikasie te gesels, maar baie keer sukkel ons bietjie om dit huis toe te vat en te dink daar's daai beginsels geld by die huis ook. So ou kan bietjie dit huis toe vat en waar jy met mense met respek hanteer. By die werk moet jy dit doen, by die huis kan jy 'n bietjie jou hare losmaak en dan as jy dan jou meer wil verloor, dan verloor jy hom. En dit maak dit nie reg nie. So en ou hoor dit weer met kommunikasie dat dit is ook mense met wie jy moet
op 'n goeie en 'n gesonde manier moet kommunikeer en konflik kan hanteer en dinge uitsorteer sodat daai klein jakkals nie groot dinge raak en moeilikheid maak nie. Yes. Dis reg. Dit klink vir my na baie soos ek met almal praat, klink dit vir my na baie sinvolle. Mense het baie geleer van kommunikasie en dit. So dis vir my baie great. En sê vir my Tertius, jy wat by die manbediening betrokke is, wat vind jy hierso? Wat kry jy hierso uit? Want Johan, ja, die feit dat ons bietjie saam kuier op sosiale vlak saam kuier, maak dat dit vir ons maak vriende nou, weet, leer ouens beter ken en dis 'n lekker gesellige plek. En as 'n ou nou saam deur hierdie goeters gesels, dan besef jy maar daar's ander manne wat dieselfde moeilikheid is ek is nie alleen hier in nie en ek kan bietjie raad vra. Ons ondersteun mekaar lekker en ons bid lekker vir mekaar. Weet, ons bespreek gebedsgoeders waaroor kan ons vir mekaar bid en dit help ons, dit dra ons weer en dan dink ek daar's manne wat swaar kry, maar manne wat my ook help dra as ek die dag swaar kry. Dis reg. Dis vir my graag. Baie dankie Tertius, ek waardeer. Presies. Sê. En dan sit nou Dries, the man in charge. The man in charge. Dries, ek vir jou 2 ander vrae. Die reeks wat jy nou gedoen het, wat het jou, hoe kan ek sê, geïnspireer om hierdie reeks saam met die mense te doen? Man Johan, op die einde van die dag, ons probeer maar redelike relevante temas tackle. Kommunikasie is nogal is 'n ding wat ons daagliks gebruik in ons lewens. So ek het maar so 'n bietjie aan die begin van die jaar het 'n bietjie kop gekrap rondom temas wat ons deur die jaar kan aanpak en ja, dit 'n gebedsaak gemaak en kommunikasie het vir ons het na vore gekom en ons het hom getackle. So die volgende paar kwartale wat voorlê gaan ons weer ander temas doen. Die tweede kwartaal doen ons die Ou Testament, wat ons stap deur die Ou Testament wat Charles James vir ons gaan aanbied. Maar ja, op die einde van die dag ek dink wat belangrik is as ons 'n tema tackle, dan ons bid oor die saak en dan wag ons vir 'n antwoord. Yes. Dis great. Soos wat ek hoor, was dit 'n baie sinvolle, baie nice reeks wat julle nou gedoen het. So ek's baie bly om dit te hoor. En dan sê vir my, as iemand wil betrokke raak hier by julle, inskakel by die manbediening, hoe kan hulle jou kontak? Wat kan hulle doen? Hulle kan my kontak, my details is op die app. Okay. Ek dink dis die maklikste. Ek dink daar's regtig 'n ander manier, maar ja, ek dink op die app is al my details. Ja, dink is dit. Ja, en dan wie kan almal betrokke raak hierso by die manbediening? Enige man, maak nie saak wat jy ouderdom is nie, en ek wil graag die jonger ouetjies weet aanmoedig. Nie dat ons 'n klomp ou manne is, maar op die einde van die dag hier is nie baie jong manne betrokke by die manbediening en ek meen as jy ja, enige man. Jy kan 'n skolier ook wees. Jy's welkom. Enige man 16 jaar en ouer, as ek dit nou so kan sê. So 'n pa kan sy seun bring of dan nou 20 somethings, 30 somethings. Maak nie saak, enige man is welkom. En dan wil ek by sê, Johan, daar's baie keer kursusse wat ons doen waar die vrouens ook welkom is. So, maar dit kommunikeer ons voor die tyd en dan sal ons vir die manne sê, luister, bring jou weer jou helfte saam of bring iemand saam wat jy ken. Die kursus is vir mans en vrouens. So ja. Yes. Great, dankie. Dankie Dries, ek waardeer. Asai. As julle nou moet terugdink, wat is vir julle 'n uitstaande oomblik? 'n favorite memory of ietsie snaaks wat reg by julle stiek, al is dit nou al vir jare of dit kon laasweek gebeur het? Ek wil amper sê ons het elke week is daar iets, maar Ek dink wat vir my nogal baie keer lekker is ons nou weer hierdie Sondag, soms sê baie keer elke week gebeur daar maar ietsie. Dit was nou weer 'n nuwe ou dogtertjie wat daar gekom het, huilerig, wat ek een mentor vra ek sal jy Asseblief nie my doen. so jy net want ek kan nie goed by die eil werkie. En dit sy al gevat en met haar gesit en die pa het agter in die hoek gesit. Sê ek vir hom sit hier so, dan kyk jy hoe werk dit. En ons het al 'n paar keer sulke ouers gehad wat deur dit, ek sien hoe deur dit is, wat ek eintlik bedoel is, hulle sit agter en dan baie keer sit en lag hulle dood oor die goed wat gebeur. Dis eintlik gewoonlik die kinders wat stiek, want die ouers sien presies wat ons met hulle doen en wil hulle doodlag oor hoe ons die les vir hulle probeer op 'n interaktiewe en van manier met hulle werk en wat hulle so sê, yes, dit was nou baie nice geweest, hulle gaan nou definitief hulle kind Hulle verstaan volgende keer, yes, en dan na 1 of 2 of 3 keer ons die kind nou 'n bietjie opgewarm van die kinders en ons nou obviously 'n bietjie meer vas as ander aan die ma of aan die pa en dit is nogal nice. en ek dink toe ons daai
ons het vir die kinders 'n opvoering gehou van Jakob en Rebecca en Esau. Ek dink dit was vir ons baie fun geweest. Wat die opvoering gedoen het. Ons hoop die kinders het dit net so geniet. Ek dink ons het meer fun met daai gehad. Is dit dan nou al die mentors wat die konsert is? Dit was Tannie Wilhelmine het half 'n stuk gaan skryf. 'n rolspel. Ja, daar's- rolspel. ja, So toe was ons so 4 of 5 van ons mentors wat nou dit vir 'n afsluiting, jy weet vir die kinders, jy weet aangebied het en ons jy weet net vir Jakob daar met die kinders. Ja. Jakob, ja Josef en of was dit Josef geweest? Nee, nie Jakob en Esau, ja. Ja, Jakob en Esau en Hy het ons die rooi kat vel gehad om nou die harige, arms gehad. En ag so dis altyd interessant nou om dit uit te beeld en wat ons nou die pot gehad het met Lensie sop en hoe hulle mekaar nou rondhardloop mekaar dit draai vang en so aan. So dis vat ons probeer maar sulke goedjies en dis nogal vir ons lekker. Ons geniet dit ook eintlik. ja. En en die kindertjies te sien wat lag en hulle geniet dit. So ja. Ek dink ja. Wat dink julle is die belangrikheid van 'n kind wat kinderbediening toe moet kom, want ek sien baie kinders baie keer wat sê saam hulle ouers in die, jy weet, in die normale diens sit, soos hoekom dink julle is belangriker vir hulle om soos by die kinderbediening te wees as om by die in die soos normale diens te sit op Sondag? Ag kyk, dis 'n ding wat ons al moet Rikus ook gepraat het en bespreek het. Goed. Ek dink baie kere die konsepte en die manier van die preek, jy weet, in die groot kerk, as ek dit so kan sê, ek dink gaan partykeer oor 'n kind, Hulle koppe. oor hulle koppe. So en dit is hoekom ons jy weet graag sal wil hê enige ouer moet hulle kind, jy weet na ons so, want ons probeer dit op 'n vlak verduidelik en laat hulle verstaan wat nie jy weet deur sulke hoë taal. Ja. Jy weet ek weet nie hoe Ons probeer dit bite-sized chunks maak Ja. wat hulle kan absorbeer en ons probeer die basiese elemente wat almal weet, wie is Samson? Ja. Wie is Jesus? Hoe het hy opgestyg in die hemel? Al daai basiese wie's Josef, wie's die ou, wie's Moses, wie's die Israeliete wat uit Egipte uitgetrek het? Wat's manne, wat's die ark? Ja, elke lesie. Wat moeg gebou het ark van die verbond. Enige groot mens wat jy dit vervra gaan sê, nee, maar dis mos nou basics mos. Ja. Maar waar het jy dit geleer? Jy het dit in Sondagskool geleer. En dit is die crux van die saak. Is hoe sê hulle van daai melkkos as jy klein is? Ons probeer die melkkos gee. Dink hierso word meer die vaste kos, die vleis. En ons probeer altyd aan die einde van 'n lesie laat daar half 'n draad, ek wil nie sê 'n draad nie, maar ietsie wat hulle daarso kan wegvat soos die Sondag se les wat moes nou gegaan het oor Eli en Samuel, jy weet. Dan probeer ons vir hulle net op die einde sê, so wat moet ons doen? Ons moet hoor, ons moet luister wanneer God praat, jy weet. En dan moet ons ook as hy vir jou sê om iets te doen of vir iemand iets te gaan sê, maar dan probeer ons net een so dingetjie. Ja. As jy nou net ietsie kan onthou, 'n sinnetjie dit is wat ons uit die storie uit vir julle wil jy weet tuis bring of so. Ja. En wat ek ook kan dink is in die kerk, ek bedoel dis 'n baie groot ouderdomsgroep wat die dominee oor praat, waar as mense nou fokus op graad 1 tot 3's, ek dink mense kan temas kies en oor temas praat wat hulle meer kan identifiseer, nie net in hoe hulle dit vir hulle oordra dat hulle maklik kan verstaan nie, maar ek dink temas wat hulle meer kan identifiseer en ook om saam met maatjies daai experience te hê, dink ek ons het toe ons met die studente en jong werkendes gepraat het ons baie gepraat oor community en ek dink tot van 'n klein ouderdom af is dit al belangrik om saam met jou maatjies te gaan en saam met jou maatjies te leer. En dan ek dink seker baie van hulle is maar in dieselfde skool om dan weer maandag te kan praat oor die les en ek dink
Nee, daar's 'n klomp wat eintlik jy kan sien hierdie paar is maatjies en daai klompie is maatjies. So nee, dis definitief dat hulle en dan sit hulle vorm 'n gemeenskap ook maar met tyd. So ek sê dit was nou eintlik vir ons nou nie sad nie, maar dit was vir ons van ons graad 2tjies wat ons nou mee begin het. Ja, Hulle is nou graad 5. Hulle is nog so ons was daar Weg van afskeid ons. van hulle geneem daar na Kompas toe. En dis dieselfde kindertjies wat jy nou mee Maar nou moet vir ek so ook weer lank saam sê- gewerk het. So dis 3 jaar wat ons saam met hulle gewerk het. So Ja. obviously raak hulle 'n groepie en hulle ken later mos nou mekaar en daai selfde groepie beweeg aan. En wat goed is. En nou gaan hulle 5 en 6 en 7, so hulle raak al hoe meer reg. Ja. Maar wat lekker ook is, soos hulle uitbeweeg, gaan kom die boeties en sissietjies. Ja, dan is dit Jy so, weet, want nou toe sou weer so by die sub graad 1tjies het ons nou die jy weet nou weer die boeties en sissietjies wat Ja. inkom. So, dan sê dis daarom nie te bad dat ons nou moes afskeid neem van hulle nie, want ons kry daar 'n boetie of sissie kry ons Kry ons nou by. weer reg. Ek het 'n Ja. vraag. Is dit soos in die hoërskool as jy onderwyser sê ek het jou broer geken, is jy net so stout soos hy wat jy daai vooraf bepaalde image het van die kind? Moet sê dis baie keer presies 50-50. Ja, net vir hom gedra. Kyk, ja, dis kompe. Jy weet as jy kom ons sê as die boetie nou hierdie hyperactive was, as die sussie wat nou inkom, jy weet Ja. heel rustig of anderster die boetie was nou rustig, maar die sussie is nou vice versa. Dink is die jongste kinders wat die probleemkinders is gewoond. Ja, nee, ek stem saam met daai. Ons is ook Ons is al twee oudste kinders. Dan net jy ons ook. Ja. Soos my kan regtig sien dat julle soos regtig passievol is daaroor en ek dink dan werk 'n span lekker. Soos hulle sê het hierdie bedienings is julle geestelike lewe verander. Ek dink dit is net lekker om betrokke te wees. Vir my is dit soos dis eintlik 'n voorreg om betrokke te wees. Ons het Frans het dit al in kerk ook gepreek van God het ons nie nodig nie. Ja. Hy kan alles self doen. Maar ten spyte daarvan wil hy ons gebruik. Ja. So dit is lekker om te weet dis ons plekkie, dis waar hy ons wil gebruik en waar ons 'n impak en 'n verskil kan maak. En dit is eintlik wat vir ons lekker is. En ons praat baie oor dit. Dis so as ons in 'n week nou by mekaar is. Weet jy of jy daai? Ja. So, ja. En ek dink soveel soos wat die kindertjies leer en goeters, leer ons ook. Weer saam met hulle. Ja, ons almal het dit, jy weet in Sondagskool, jy weet van die 10 gebooie of van die pla of van Moses in die mandjie of wat ook al, jy weet geleer, maar jy vergeet van die detail. Jy weet wat jy daai tyd en soos ons nou weer die lessies deurgaan en soos ja, het jy geweet wat is daai ene van Lia en Rachel Met die mooi oë. ja, Rachel met die mooi oë wat ek gaan nou weer Jakob. Dink is Jakob. Ek raak altyd tussen Jakob en Josef. sien julle, dit is hoe kom 'n mens met wat jy maar wat ons almal het gedink hy het 7 jaar gewag voor hy met Rachel getrou het. Met Lia dit is wat ons almal gedink het. Hy het 7 jaar gewerk om met Lia te trou en toe moet hy weer 7 jaar werk om met Rachel te trou. Dit is nie so nie. Hy het net 'n week gewag. Toe kon hy met Rachel trou. Maar hy moes nog 7 Ja, maar nog En toe moes hy moes nog nog 7 jaar ja, aangewerk het. maar Ja. mens dink, hy het eers weer na 7 jaar en dit is En as jy die lesie kyk as jy van ek kan nie dink is waar. Kom ons gaan kyk oor die Bybel. Kyk, sien jy? Ja, dit is so. en dan kom mense en dan sê hulle, is julle seker? As hoor as ons het dit opgeslaan. Ons het gaan kyk aan daai goeters voor ons dit daarso. Jy weet Jy dat het kom ge-highlight as jy wil mooi kyk. ja, laat ons net self seker maak, jy weet van die feite. So ek dink daai groei in goeters is ook, jy weet wel om ek wil nie sê die kinderstories maar die stories waarmee ons groot geword het, jy weet te herontdek en weer feite, jy weet van dit, ja, ek het dit vergeet. So ja. As julle nou moet ek wil amper sê adverteer, maar dit is nou nie die regte woord nie, maar as julle nou moet dink watse tipe mense moet kom wat sou wil betrokke raak. Watse tipe mense, watse tipe temperament moet hulle kom ja, watse tipe mense is dit wat oor die algemeen goed werk met die kinders en wat sal inpas by
by julle span? Dis ons is 'n span van all sorts. Maar as jy regtig soos ek kan sê mans moet betrokke raak of vrouens. Ek weet nie, Daar kan meer mans betrokke raak. ja, dis altyd lekker om hoe meer mans soos is. Maar die mans is maar die minderheid. maar ja, maar dis eintlik Ja, ons het ekstroverte, introverte. Ons het die jong klomp soos vir Roan en vir Pieter, jy weet daarso, jy weet die kinders geniet hulle verskriklik baie. So daar's nie 'n tipe mens nie. Ek dink baie mense weerhou hulle daar weet mense wat kan inskakel. Weerhou hulle self daarvan want hulle sê o nee, ek weet nie of ek dit gaan reg doen of so iets. Daar is nie 'n reg of verkeerd nie. Want daar's 'n spesifieke ding wat riek is vir jou, vir ons almal uitwerk. Ja. So, jy het 'n spesifieke vraag wat jy kan vra met die antwoord, wat is die basiese antwoord op dit. Selfs met die les wat ons al is, soos sê ons werk die lesse uit, die Rikus werk dit uit. Ons gaan leer net die les. So jy hoef nie daarvoor bang te wees nie. En ek dink selfs mense wat baie mense, o nee, ek kan nie met kinders werk of so iets nie. Hulle is regtig nie so. Hulle is nie so erg. Hulle is nie Filistyne nie. Hulle is regtig nie. So dit is ek dink en daar's altyd baie hulp. As ek dit so kan sê, jy weet, soos ek sê ons is 'n verskriklike lekker span. So as jy kom inskakel, jy weet baie mense sê dan sê ek vir hulle kom sit net een keer in. Ja. Kom net een keer en kom sit in en dan kan jy na dit besluit. Die kinders, soos ek sê, gedra hulle baie goed. En as jy bietjie as jy begin, soos altyd begin by graad 1. Want hulle is nou natuurlik, ek wil amper sê bietjie makliker. Hulle is baie mild. So waar die graad 4 sit nou al so bietjie meer. Hulle is nou Hulle het al 'n bietjie ouder. Hulle is die bulle. Hulle het al 'n bietjie ouder gebou. Bulle en die manninne, jy weet, so hulle is 'n bietjie nou nie moeiliker nie, maar as jy by graad 1 begin, dan kan jy jouself lekker kyk, okay, dit is hoe dit werk. Dis nou nie eintlik so verskriklik moeilik soos wat ek verwag het. En daar's 2 mentors by elke graad. So jy gaan nie alleen daarin en jy word nie gelos na jou eie saligheid nie. Ons help jou, ons ondersteun jou. Jy het 'n mentor wat saam met jou gaan wees wat dit al gedoen het. Die aanbieders is altyd daar om ook te help. Na die les aangebied. Ja, soos jy gesê het, as jy vul mekaar ook aan as jy nie goed is met 'n huilkind nie, dan roep jy vir mooi na agter jou of wat ook al en dan gaan mens maar so aan. Dis hoekom ek sê ek dink hier is enige tipe mens, ons soek 'n spesifieke mens. Enige iemand kan kom. As jy voel kom gee dit 'n kans of soos ek sit elke Sondag in die kerk, miskien kan ek een Sondag. Jy weet 'n maand kom uithelp. Ja. Ons verwag nie dat mense elke Sondag albei dienste, jy weet, diens vir diens daar moet weet nie, want dit gaan ook uitputtend raak. So hoe meer hande, wat vele hande lig te werk, as ek dit so kan sê. So En Nelmarie maak dit so maklik, sy het 'n Excel-lietjie wat sy op ons groepie uitstuur. En sy sê, wie kan hierdie Sondag help? En dan skryf jy in, as jy weet jy is hierdie Sondag beskikbaar, jy het verskonings te maak dat jy outomaties net ingedeel word, en is van, holy moly, ek is nou ewe skielik, word ek net ingedeel, nie? Jy selekteer of jy wil deel vorm van hierdie Sondag, jy dalk iets aan die Sondag. Of jy wil dalk net by die eerste diens wees, of jy wil dalk net by die tweede diens wees. So Of jy wil dalk 'n bietjie in die kerk sit en net vir jouself 'n bietjie voeding kry. 'n bietjie pitkos kry en so aan, so. Kyk nee, as ek op Instagram kyk, dan doen die kinderbediening iets so, ek dink julle kan ons dalk 'n bietjie vertel van al die sosiale geleenthede wat julle doen vir die kinders, ek weet nie, Wartemoenfees en ons 'n klomp dingetjies. daar gaan ek vir jou eerlik sê, daai inisiatiewe kom absoluut van Nelmarie af en meeste van haar dansertjies en so aan wat hulle die socials reël, maar ek dink daar's baie kinders wat dit ook daai verskriklik baie geniet, jy weet, om te weet die Sondag, ek dink is 1 keer 'n maand wat hulle 'n social hou en dan wanneer ons afsluit ook, probeer ons dit nou vir die kindertjies lekker maak of springkastele of
wat ons Bybel bingo gespeel. Hulle het dit gelaaf hoor. Hulle het Bible bingo gelaaf. En dis het al minute to win it games gespeel. Want die kwartaalafsluiting gaan ek nou sê is nou die een keer 'n kwartaal wat dit nou nie so seer oor dis nou les in 'n struktuur is nie. Dis om dit vir hulle soos net van hulle het die kwartaal gemaak, dis lekker. Nou kan julle die ballon opblaas en Ja, nou kan ons dit geniet. En dan het ons nou daar so ek sê dan Sport al gehad. en die minute to win it games gehad. Jesus, hulle het dit gelief om daai minute to win it games te speel. So ons het al die stasies en dan speel ons nou die minute to win it liedjie en hulle gaan om die stasies en so aan. So ons probeer dit vir elke kwartaal iets anderster doen. Weerens soos ek sê, dis nie ek en Emmy nie. Dit's almal wat dit saam beplan en saam werk. So ek sê dis net ek en sy was ek moet meer hare oor gehad. Dit is lekker. Ek dink ek was so graad 5 of 6 het ons is nog wakker bly aande gedoen so onder in die kelder. Ja genade, dit was ook net so lekker. En is nou nog met van daai mense soos Pelle en so aan. Nee, dis baie lekker daai gekies. Ja, ek dink jy ons doen meer wakker bly aande nie. Ek dink dit is erger vir die mentors. Ja, nee, verseker. Ek dink ek sal een aand kan deur. Deernag. Ek sal nie meer dis los uit. Dis erger vir die mentors. Die kinders bly wakker, die mentors is net so Bring hulle op ons rolstrampolines, So, nee, maar as ek sê, ons draai dit vir hulle. Ek dink ook die lekker ding vir hulle is baie keer is, ons het al van die kinders gehad wat sê, jy weet, jy kan sien, hy is nie ongelukkig by die skool nie, maar dit gaan 'n bietjie taai daar. So, dan lekker vir hom om hiernatoe te kom op 'n Sondag, die socials, en jy kan sien sekere kinders, hy thrive daarso. Dis half van asof hy is vir hom lekker. Hy sien eintlik uit daarna want hy nie 'n regtig lekker plekkie by die skool nie. En ewe skielik het hy 'n plekkie wat veilig is en is ander mense en is ander maatjies en ons is groot op moenie ons boelie nie mense. Ons moet mekaar ondersteun en Christelike waardes en die goed. So ek dink almal weet dis ons probeer 'n veilige omgewing skep en dit is vir sekere mense van meer belang dink ek is. Nie van meer belang nie, maar is vir hulle lekker. So En as julle nou moet sê vir mense wat dalk wat reg gehard het hiervoor, wat dalk nie geweet het van die bediening nie en wat hier dan nou kyk en hard het om by die kinderbediening betrokke te raak. Hoe kan hulle betrokke raak? Met wie kan hulle kontak? Met wie kan hulle gesels? Wel ons sommer nie. Ja, ek kan net sê op Palliseer se app. Ek dink as jy daarso op ingaan sal jy my en Leon se besonderhede daarso sien by koers vir die graad 1 tot 4 en dan Marita is by Kompas die graad 5 en 6 en as jy met 'n bietjie ouer kinders wil werk en jy's nou nie lus vir die ons energieke kinders wat 'n bietjie meer ouer is en jy's meer lus om ernstige gesprekke te hê en meer daai tipe van gaan jy 5 en 6 of jou pa werk. Ja, en dan maar hulle kan of hulle kan na Rikus, almal ken vir Rikus. Rikus sal ons nommers vir hulle gee, maar ek weet dis definitief op die app en dan op die kalender wat hulle ook. Jy weet vir die jaar is my en Leon se nommer. Daarso en ons sal waardeer as daar nog mense is wat the more the merrier. Dit is altyd vir ons lekker om jy weet die ouers betrokke te hê ook. Ek dink ons almal wat daarso by die kinderbediening is ouers. Meeste van dit is ouers. Van graad 1 tot 4. Jy weet wat betrokke geraak het. Jy weet daai gevoel gekry het om jy weet ook te help. Ek voel baie keer is nou om niemand skuldig te laat voel nie, maar ek het ook half gevoel daar's mense wat my kind nou leer in goed en ek sit elke Sondag in die kerk. Wanneer kom daai mense bietjie in die kerk? Jy weet dit was een van die goeders wat my ook oortuig het om jy weet daar deel te raak. Laat 'n mens vir almal 'n beurt en 'n geleentheid kan gee. Dan kyk daar's nou mense wat ons nou nie sal vergewe as ons nou nie vra oor hierdie jagpakkette nie hoor. Wil julle vir ons net so 'n bietjie vertel oor die jagpakkette, soos hoe dit werk of vir wat dit gaan en wat dit is? Jy gaan met daai jagpakkette ons gaan eet dit. Ek moet eers gaan lees op daai jagpakkette. Ek weet nie ons nou die pryse wat jy kry.
Maar Weet jy wat se pryse nie? nee, ek ken nie die pryse uit nie. Daar's 'n springbokke en daar's Dit nou nie opgeswaai. As dit ek weet net ek het iemand vir my 'n klomp kaartjies vra om vir my kaartjies te koop. So ons het kaartjies gekoop. So. Ons het gekyk wat is daai jagpakkette. Ek dink is op die daar sy. Dankie. Bring gee hom so kan ons hom nie net sommer hou vas nie. Kyk Kan die edit jy net produksie. hierdie uit en dan poef ons hom van hier af. Soos Dankie tegnies. Dankie. Okay, kom ons kyk hierso. Jy lees dit vandag. Ek dink hou Ja, hom ek so. dink dit gaan hom Ja, so. ja, ja, hou. ek gaan. Yes. So ek wil nou net my Jy moet hom hier agter dan sê jy tada! Jagpakkette. net nie mense moet eintlik my hand sien, maar okay, kom ons maak hom so. Dan dink ek sal hy reg werk. Okay, so aangesien jy oor die jagpakkette gevra het, en ek nou nie dit uit die kop uit gaan onthou nie, ek het nie 'n fotogeniese geheue nie. Is hiersoos die pryse wat jy kan wen. So dis R100 per kaartjie wat jy kan koop. En dan dis ten bate van ons vir die kinder en die jeugbediening om ons te help met die kostes wat maar aangaan. Ek bedoel, soos ek sê, ons probeer dit vir die kinders lekker maak en deel daarvan is daar maar 'n koste element betrokke met die print van die aktiwiteite wat hulle doen met die inkleerwerk, al daai goedjies. So dit help ons maar net om daai koste te help mee. So die eerste prys is 'n gemsbok en 'n swart willebees en 2 springbokke, né? Met 2 nagte. Verblyf ingesluit. Dit is asemrowend wonderlik. En dan die tweede prys, as jy nou nie so gelukkig is om die eerste prys te wen nie, dan kan jy daarso 4 blesbokke wen. 1 nag se verblyf en alle etes is ingesluit, né? Dis amazing, né? Die derde prys is 1 blesbok, 1 rooi bokram en 1 slaglam. Nou ek weet meeste mense gaan eintlik van hierdie derde prys hou. Is lekker om 'n slaglam ook so op Ja, te kry. lekker skaapchoppies. Verjaarsdagpartytjie kan jy spit dan. Ja. So ja. En die vierde prys is 1 blesbok, 1 springbok en 'n slagvark. Wat ook lekker is. Ja, kan jy lekker bacon saam met jou eiers, jy weet jy. Daai is uitgesort vir 'n tyd. So ja. So as jy wil koop die sluitingsdatum is baie belangrik. Probeer hom kry voor 28 Junie. Ons nou 'n klomp lang naweke wat nou opkom. So in plaas van om daai ekstra McDonald's burger te koop met hierdie lang naweek, koop vir jou 'n kaartjie. Weet jy hoeveel blesbok patties kry jy? Dan kan jy op burgers mee maak. As jy nog nie in die marketingspan is nie, ek dink, kom dadelik in kontak met Nelmarie. Ek koop sommer nou ook. Ek skiet nie eintlik nie, ek sal nou 2 koop. Onthou en die laaste ding wat ek kan sê is, as jy 2 kaartjies koop, het jy 2 keer die kans om te wen. Dit is amazing. Kaartjies het jy al gekoop? Ja, hy Verdubbel koop. jou kans. Nee, sy vrou moet sy kaartjies vol koop. Ek het nie gevra om my kaartjies te koop. Nee, fantasties. Ja. Ja, ek dink- baie dankie dat julle gekom het om met ons te gesels. Soos ek wil regtig my hoed af vir julle en ek kan regtig sien julle passie wat julle het en dat actually vir julle lekker is om Sondag daar te wees en ek dink dis regtig great om te sien dat die kinderbediening so goed doen. So baie dankie vir julle tyd. Dis net 'n plesier en onthou, jagpakket, koop vir jou 'n kaartjie. Onthou daai patties, nee. Heerlik is dit bate van die kinderbediening vir die oulike ou kindertjies, nee. Jou liewe En die saal. Hulle kan soveel mooi goeders nog aan die saal doen. Daar het julle dit. As jy 'n hart het vir kinders, Of net soveel geduld dat jy nie weet wat om daarmee te doen nie. kontak gerus die kerkkantoor of besoek die Palisier gemeente app om betrokke te raak. Totsiens almal, dit was ons en ons sien julle volgende keer op Palisier Praatjies. Fluit, ons storie is uit. Het julle al ons Pinkvoete lokaal gesien? Hierdie is ons Pinkvoete lokaal. Daai tafel. Is dit waar jy skoolwerk gedoen het? Nee, dis waar jy skoolwerk doen. Het klein Roan hier gesit. Dit was wat, 2 jaar terug? Toe jy in graad R was? Gaan hom daar weer hard aan die werk. Hierdie is die tipe commitment wat Jenny Coffee vir julle gee, so julle beter kom pannekoek koop.
Okay. Wat het ek gesê? Jy kan nie daai fake nie. Hoe moet ons dit doen? Dis Robert De Niro, once for nonce. Are you talking to me? You talking to me? Okay. Sorry. Johan. Die ou doen Robert De Niro impressions. Kan nie lag en noem op nie. Ek dink eers teen mens weet. Ek het gelag vir jou wat lag. Ek dink dit was die eerste een.